Vriende, baie welkom terug hier in die begin van die tweede kwartaal. Hierdie week het die winter sy kop begin uitsteek met 'n heerlike by reën. Maar dit is Mei maand amper en dit is so een van die mooiste tye, seisoene vir my hier in Stellenbosch met die blare se verandering. Mooi dae, windstil dae en dan die reën wat ons so af en toe kom verras. So my gebed vir ons almal vir hierdie nuwe kwartaal is dat dit sal wees vol van seën en van die Here se genade en liefde in ons lewens. Ek wil graag op hierdie punt so een of twee goed kommunikeer net rondom die kwartaal wat ek dink belangrik is. Op 'n manier in ons kerk reg oor die wêreld gaan ons op die oomblik die kern van ons Christelike geloof eintlik binne met ons Paastyd en Pinkstertyd wat voor ons lê. En ons spring sommer weg hierdie week, eerskomende Sondag met Palm Sondag en dan gaan ons Heilige Week binne. En vriende, ons wil julle graag uitnooi om hierdie komende week saam met ons te kom reis, dieper binne in onsself. Iemand sê so mooi, die diepste kant binne in onsself, dis daar waar ons God sal vind. En ek wil julle graag nooi om hierdie week saam met ons op daai reis te gaan, diep in onsself, sodat ons God op 'n nuwe manier daar kan vind. Eerskomende Sondag is Palm Sondag en albei ons eredienste. Die oggend gaan ons dit saam vier. Ons kinders gaan dit saam met ons vier. Dit is waar ons spesifiek as kerk nadink oor Christus wat op die donkie se rug in Jerusalem ingegaan het. En dan gaan ons die week wat kom elke aand om 6:30 'n meditasie en 'n nagmaal in ons kerkgebou hê met heerlike musiek en stilte, meditasie, kunswerk. En ons wil julle nooi om vir so 0:30 na 45 minute saam met ons op hierdie reis na binne en saam met Christus te gaan, sodat ons elke aand die pad saam kan stap, waar ons dan Vrydagoggend, gewone tyd om 9:30, ons groot goeie Vrydag erediens vier. Dit gaan gepaard saam met nagmaal en die tennebrei, en die van julle wat gewoond is daaraan sal weet dat dit eintlik op ons kerkkalender 'n hoogtepunt is, as ons saam nadink oor dit wat gebeur aan die kruis, in stilte en met afligte en met die nagmaalstafel wat oopgemaak word, gaan ons nadink oor Christus se kruisiging en wat dit vir ons elkeen beteken. Saterdag is stil Saterdag en ek wil julle sommer nooi om ook te dink hoe julle as families en gesinne of in jou eie lewe, hoe jy stil Saterdag kan deurbring, waar ons nadink oor Christus wat in die graf is, die ervarings wat rondom dit plaasgevind het. En dan op Paasondag 6:00 die oggend is ons tuindiens hier agter wat begin by agter die kerkgebou, by die grafte, wanneer ons inbeweeg in die kerk in met die son wat opkom en ons saam met die dorp eintlik die Paasondag vier. Dis altyd vir my so lekker as ons eers en mense hoor hoe in die dorp die musiek begin en die dromme begin speel en ons eie eredienste ons dit kan vier, dat Christus die opgestane Here is, dat dit die kern is van ons Christelike geloof. Wat is ons geloof, as ons nie dit kan glo nie? En dan om 9:30 is ons lofprysingsdiens, waar ons die opstanding saam vier. Daarna gaan ons lekker saam koffie drink hier buite, paasbolletjies geniet, en ons wil julle graag daarvoor ook uitnooi. Vriende, in vroeg die oggend om 6:00, as ons uit die kerk uitkom hier by 7:00, gaan ons vir Sela koffiestalletjie oop hê en ons wil hê kom drink sommer saam met ons koffie. Kom ons gaan Sondagoggend op Paasondag saam as 'n gemeente binne. So ons wil julle graag nooi van eerskomende Sondag tot volgende Sondag, die kern van feestydde in die kerk, kom vier dit saam met ons. Dan natuurlik, die tweede groot fees wat in die kwartaal is ons Pinksterfees, die eerste week in Junie, en ons is baie bevoorreg om vanjaar vir Jaco Strydom by ons te hê. Jaco het verlede jaar ook op 'n stadium by ons in die Hofmeiersaal en in Kruiskerk gepreek, en Jaco is 'n wonderlike mens, wat ek dink 'n predikant, 'n teoloog, wat ons help om ook buite die boks te dink. Jaco gaan ons kom uitdaag oor wat dit beteken om in die opgestane Here te glo, en om kerk in hierdie wêreld te wees. En daarom wil ons julle sommer nou al nooi, dit gaan in Kruiskerk plaasvind, die eerste week in Junie, ons gaan lekker saam sop en brood geniet in die kaja, kom vier saam met ons hierdie twee groot feeste, wat ons as kerk en as gemeente saam wil vier. Dan eerskomende Sondag ook, ons tieners het weer begin weer hierdie week. Vriende, ons het 'n wonderlike fees Sondag aand in die kerkgebou, 6:00, wanneer meer as 50 kinders belydenis van geloof aflê. Ons gaan dit nie in die oggenddiens doen nie, maar wel in die aanddiens. Ons nooi alle tieners en ouers, Paulrose koor kom sing. Enige lidmaat is welkom. Ons wil dit kom vier dat jong mense opstaan en sê, ons glo in Jesus Christus. Ons maak dit die kern van ons eie lewens, ons wil deel wees van 'n kerk en van 'n geloofsgemeenskap, omdat ons glo in God. En ons wil dit graag saam met hulle en hulle ouers kom vier, en ons nooi hulle graag ook soontoe. Dan is die studente alweer lekker aan die gang.
So lekker vol kwartaal vir hulle met 'n eksamen wat op hulle wag en in ons studentebediening is dit ook die kwartaal waarin die uitreik aksies gereed maak om Junie maand uit te reik. En ons wil vir Renée en Angelique en die uitreik aksies baie sterk te sê en julle sal definitief ingelig word soos die kwartaal aangaan, ook rondom hulle behoeftes en ons wil graag hulle sterk maak in hierdie uitreik om ook as gemeente so saam te gaan. Ek dink aan die verskillende uitreike wat uitgaan en ons wil graag betrokke wil wees op die vlak ook. En iewerster in hierdie kwartaal, vriende, gaan ons 'n heerlike winterkuier hê. Ek hou hom so 'n bietjie terug, want dan mag dalk 'n verrassing vir ons wag op dit en ons sal dit graag later ook vir julle kommunikeer. En dan net laastens is ons heeltemal bewus daarvan dat dit vir ons baie sleg is dat ons kerkgebou na die val van die boom vroeër vanjaar nog nie alles herstel het nie. Vriende, ons vra verskoning daarvoor, maar dit is so 'n bietjie buite ons beheer. Ons is in gesprek met die versekering waar alles nog nie afgehandel is nie. Dit sleep 'n bietjie voete. En dan ook natuurlik die erfeniskommissie. Niks kan hier by ons rondom ons gebeur as die erfeniskommissie nie vir ons toestemming gee nie. En ook rondom dit is daar ongelukkig prosesse wat nog nie afgehandel is nie. Maar ons is kliphard aan die werk, kontrakteurs is gereed en die oomblik as die groen lig daar is, gaan ons rondom die werk kan wegspring. Daar is groter werk wat ook aan ons dak moet gebeur. So ons is heeltemal bewus daarvan dat ons die res van die jaar nogal baie werk in die kerkgebou gaan moet doen. Maar ons vra vir julle so 'n bietjie geduld en ook julle ondersteuning ten opsigte van dit. Tussenin wil ek vir Esther en vir Mariaan wat vanuit ons kantoor ongelooflike klomp werk doen, Neil wat ons help rondom die finansies daarvan en ook Johan van Huisteen wat as projekbestuurder in die proses gaan staan. Baie dankie sê vir hulle harde werk rondom dit. Die skole is aan die gang, die universiteit is aan die gang. Dit is 'n lekker vol kwartaal met 'n klomp goed. Mag die Here vir ons op 'n baie besonderse wyse homself kom wys in hierdie kwartaal as die gekruisigde en die opgestane Here wat sy gees vir ons as kerk gegee het sodat ons in hom en deur hom elke dag kan leef.